Welkom in my Afrikaanse klas. Graad 12's, ons gaan vandag fokus op die verhouding tussen die karakters. Ongelukkig is dit bietjie lank, so dit gaan in 2 lesse aangebied word. So kom ons val dadelik weg. Ons gaan dadelik begin met Christine en haar ma. Die verhouding tussen hulle is aanvanklik baie gespanne. Want die ma doen nie wat sy veronderstel is om te doen nie. Sy is basies net die hele tyd besig om te drink. Sy gaan kliniek toe, dat ek net my potlood verander, na die rehabilitasiekliniek, en Lien neem die besluit om haar ma nie te besoek nie. Sy wou miskien haar ma straf, ek weet nie. Wanneer sy terugkom, is Lien nog steeds gespanne, en hou sy haar ma met 'n valkoog dop, want wanneer begin sy weer drink? En ek dink enige persoon wat in 'n huis groot word waar alkohol misbruik word, is dit 'n ding wat die heeltyd in jou agterkop is. Na die sproetervaring, nadat sy daai altercation met sproet gehad het, was sy so weerloos, dat sy besef het sy het haar ma nodig, en toe stuur sy vir haar ma SMS. Op 'n stadium besluit sy wil na haar ma toe gaan. Sy gaan nader, en op die ou end draai sy om, en gaan nie in nie. Soos wat ons gesien het in die storie, het daar 'n groot verandering in Lien se lewe plaasgevind, en ook in haar ma se lewe. En sy besluit om haar ma te gaan besoek. Hulle was baie half ongemaklik met mekaar, weet nie waar om te begin praat nie. Maar op die ou end sê sy vir haar ma, sy moet asseblief huis toe kom. En op die ou end, tydens die toneelopvoering, gebeur daar 'n geweldige stuk heel word, toe Christine agter die klavier inklim en weer begin 'n klavier speel. En Lien besef hoe lief sy haar ma eintlik regtig het. Die naspel, die video as naspel, besef ons dat die verhouding tussen Christine en haar kinders herstel het. Die verhouding tussen Lien en haar pa, aanvanklik, julle kan kyk daar op bladsy 192, sien ons 'n video waar daar baie gemaklike interaksie is, en ons kan sien hulle kom goed oor die weg. Egter, as die storie begin in hoofstuk 1, is Lien baie kwaad vir haar pa, sy haat hom, maar dis 'n baie komplekse verhouding, want hulle het altyd half die ding gehad, van sy gaan in haar pa se voetspore volg. So sy het gevoel, sy verraai haar pa, she's a traitor, wanneer hulle die taak moet doen oor wat se studierigting hulle wil gaan doen, of wat se werk hulle eendag wil gaan doen. Toe Lien sê, ek ken nie 'n prokureur nie, ekskuus, daar's net aanhalingstekens missing. Sy was kwaad vir hom natuurlik, omdat hy die oorsaak was dat hulle lewe totaal en al verander het. En die vraag bly in Lien se hart. Sy verwoord dit teenoor haar ma, sal ons hom ooit kan vergewe. Selfs as sy hom in die tronk sien, besef sy wil tog hierdie verhouding 'n kans gee. En sy's totaal en al geskok, uitgefriek, toe sy sien hoe ongelukkig hy is. How unhappy he is. How old he turned out to be not the same person. I think that's what jail does to you. She wants to shout at him, I hate you. But she can't get herself to it. En sy dink net, my pa, my pa. Hulle kommunikeer, hulle is baie ingestel op mekaar, pa en dogter. En in die naspel sien ons dat die verhouding tog herstel het.
As ons kyk na die verhouding met Lien en Bram, soos enige twee kinders, tieners, is hulle baie geïrriteerd met mekaar. Lien dink Bram doen nie genoeg nie, hy help nie met die skottelgoed nie, hy sit net en wag dat sy moet kos gee en hy is natuurlik net so onmoontlik terug met haar. Maar hulle gee baie vir mekaar om. En ons sien dit as Lien haar tyd gee om sy broek se soem in te sit. Sy gee vir hom die gratis haarsny, as Donovan aanbied om haar hare vir haar in 'n mooi styl te sny, dan sê sy, nee, kan Bram eerder kom. Lien mis hom as hy by sy maats bly. En dan op die ou end speel sy 'n groot rol in hierdie hele cricket storie, want sy help hom om 'n borg te kry vir die cricketspan. En die haarsalon borg dan op die ou end die cricketspan. Wanneer sy hom egter sien sit en kyk na die video's, besef sy, he's really struggling. Hy kry swaar. And he's longing for how it was. Hy verlang na die tyd voordat alles uitmekaar uitgeval het. Die verhouding tussen Lien en Bram en hulle ma, ons kan sien dat sy tog omgee. Sy so verpletter, she was so devastated by what happened. Maar so sy drink en sy luister na haar musiek, maar sy is tog ook bewus van die feit dat sy die kinders verwaarloos, maar sy is amper half magteloos om iets daaraan te doen. Sy voel skuldig as Lien kos koop. Nadat sy terugkom van die kliniek, vra sy hulle vergifnis. En ons het nou al daaroor gepraat, met haar tweede besoek aan die kliniek het sy besef sy moet eers haarself vergewe. Haar kinders was op die ou end so trots op haar. They were so proud of her when she got her life back together. Started playing piano again. She got a job through Gerard, wat dit vir haar georganiseer het. En dan in die laaste video, die naspel, sien ons dat die verhoudings tog herstel het. Die pa en sy twee kinders, aan die begin sien ons daar's 'n goeie verhouding tussen hom en sy vrou. Hulle is 'n gelukkige gesin. In die tronk voel hy so skuldig oor hoe sy keuses die gesin geaffekteer het. Very guilty about how his choices affected his family. En hy neem homself voor dat as hy vrygelaat word, when he's out of jail, he's going to find a new job so that he can make up for their losses. And again, in the prelude, we see they together, they're happy, and it's been restored. Lien en Tannie Bets. Nou, Tannie Bets is nogal 'n belangrike karakter in die storie. Sy tree baie in vir die kinders en vir Christine. Sy help Christine. Sy doen ongelooflik baie vir die gesin. Sy gee vir hulle kos. Sy pas die kinders op. Sy soek vir Lien werk. Sy initieer die kontak met die predikant. En Lien hou van haar. Sy is hierdie gemoedelike tannetjie. Lien gaan saam met haar Pick n Pay toe en dan koop hulle 'n stukkie koek en dan sê sy, ag, sy sal maar weer môre minder eet, want sy het altyd 'n gewigsprobleem. Lien hou daarvan om by haar te kuier,
want haar woonstel het daardie rustige atmosfeer. Daar's nie spanning nie, sy hoef nie te bekommer oor drink haar ma, wat gaan gebeur nie. Dis vir haar lekker om by Tannie Lien te kuier. En dan wanneer Lien 18 word, dan hou Tannie Bets vir haar 'n verjaarsdagpartytjie en Mimi word genooi en Gerard is genooi en daar's klomp mense en daar's 'n koek vir haar en haar ma was ook daar. So Tannie Bets is 'n baie belangrike figuur in die storie. Lien en Wouter se verhouding was aanvanklik 'n baie sterk verhouding. Hulle het saam begin by Hoërskool Jacaranda. Hulle het maklik met mekaar oor die weg gekom en hulle het op die ou end boesemvriende geword. Dis baie interessant hoe dit toe nou gewerk het. Aanvanklik het hulle nie so baie vriende gemaak nie. En onthou, Lien was nou maar 'n bietjie van 'n eenkant persoon aan die begin. So hulle het in die biblioteek gesit pauses en dan het hulle so 'n bietjie geskinder oor die kinders in die skool. Toe gebeur dit dat Wouter begin 'n vriende maak en betrokke raak. Hy het begin 'n cricket speel en hy het begin betrokke raak, vriende gemaak met ander seuns en meisies. Sy het gevoel hy het haar verraai. Hy het haar verraai. Die selfstandige naamwoord is verraad. En sy was regtig bietjie vies vir hom daaroor, maar uiteindelik het hulle vrede gemaak, hulle daaroor gesels en hy het haar gevra of sy saam met hom matriekafskeid toe sal gaan. So ons weet uit vorige lesse, Wouter was baie ondersteunend. Hy het haar probeer help, hy het vir haar by die koffiewinkel gaan kuier en vir haar 'n voetjie gelos. En toe die audisie kom vir die toneelstuk en sy aanvanklik gesê het, sy is nie lus om te gaan nie, het hy haar vreeslik aangemoedig. He encouraged her to go for an audition. Wanneer Lien se ma dronk by die skool opdaag, was Wouter die een wat haar vinnig in die karretjie ingesit het en vir hulle huis toe gestuur het. So, hy was baie ingestel op Lien. Toe hy sy rybewys kry, his driver's license, toe nooi hy vir Lien vir middagete, om saam met hom dit te gaan vier. En soos wat hulle gemakliker geraak het in die skool, het hy ook sy oog op 'n ander meisie gehad, en dit is waar Riekie in die prentjie kom. En Lien het besef, hulle is nie 'n dis nie 'n liefdesverhouding nie, dis 'n vriendskapsverhouding. So Riekie was glad nie vir haar 'n bedreiging. En Wouter het ook vir haar baie gehelp toe met Tibby. Nadat hy sy ongeluk gehad het, het hy vir Tibby 'n bloubil pet en 'n bloubil vlag gekry. So hy het betrokke gebly in Lien se lewe as 'n vriend. Al was hy dan op die ou end in 'n verhouding met Riekie en was dit die meisie met wie hy matriekafskeid toe gegaan het. So, daar's nog 'n kort les oor die verdere verhoudings tot ek julle weer sien.